Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Efesiërs 5 van vers 21 tot en met hoofstuk 6 vers 4. Ons is besig met 'n 40 dae reeks wat handel oor verhoudinge. En vanoggend kyk ons spesifiek na die tema van verhoudinge met mense vir wie ek liefhet. Ek wonder of jy op hierdie stadium sommer net kan sê, wat is dit wat jy waardeer van jou man of jou vrou, of miskien van jou kinders? Miskien is dit hulle andersheid, miskien is dit die manier hoe hulle jou laat lag, miskien is dit die manier hoe julle mekaar aanvul, of hoe hulle dikwels vir jou tot seën in jou lewe is. En ook vanoggend se tema wil ons juis gaan loer om te sê, maar wat leer die Bybel vir ons spesifiek as ons dink oor ons verhouding met mense vir wie ons lief is? En uit die hele gedeelte wil ek eintlik net een vers aanhaal, en dit is vers 21, waar daar staan: wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Jy kan gerus 'n videoklip gaan kyk vanuit die animasiefliek Inside Out, en die greepgedeelte wat jy kan gaan kyk is The Sadness Saves Riley. Dis 'n animasiefliek, dit gaan oor Riley, 'n dogtertjie, en hoe daar eintlik na gedagtes gekyk word. Hulle het verhuis na 'n nuwe dorp, sy voel verskriklik ongelukkig, en sy beplan om dan terug te gaan na die dorp waar hulle voorheen gebly het, omdat sy haar maats mis, sy mis haar skool, en die verandering wat sy ervaar is vir haar net te veel. As sy op die bus is, dan ontdek sy eintlik dat sy wil terug gaan huis toe, en hoe sy by die huis kom, en hoe sy met haar maale vertel dat sy verlang, dat dit vir haar moeilik is in die huidige opset waarin sy leef. En dan kom die verrassende dat haar pa en haar ma dieselfde belydenis maak, en hoe mekaar omhels, en hoe daar eerbied en respek en deernis sommer net vir mekaar is, eintlik om te sê, ek verstaan iets van dit wat jy deurmaak. In vanoggend se gedeelte sien ons dat Paulus ons innooi om ook anders te dink oor die lewe, ook as ons praat oor ons verhouding na mekaar as huweliksmaats, maar in die besonder ook in ons verhouding teenoor mekaar as ouer en kind. Nou, in die Bybelse tyd was dit natuurlik belangrik dat die pa, die man, het natuurlik baie gesag gehad in die huis. Ons lees dat hy dikwels die besluite gemaak het. Ons lees dat hulle dikwels die welstand en die welsyn van die gesin beskerm het. En dat alle reëlings rondom die gesinslewe eintlik deur hom plaasgevind het. En dit was ook so dat wanneer 'n bruid sou trou, dat haar pa dikwels namens haar geonderhandel het, besluit met wie sy sou trou. En dit is in hierdie konteks wat Paulus nou kom en hy sê, maar ek wil vir julle 'n ander alternatief gee op die lewe en in die besonder oor hoe gesinsverhoudinge teenoor mekaar ook moet lyk. En wanneer hy die gedeelte begin, spesifiek oor die woord onderdanigheid, dan is die Griekse woord wat daar gebruik word is hypotasso, wat beteken under God's arrangement. Dit beteken eintlik dat die Here ons lewe oorneem, ons lewe kom verander, en daarom is dit dat hy dan ook kom sê dat Christus eintlik kom inhoud gee in ons lewe, as man en vrou, en ook as ouers teenoor kinders. Daarom sal jy hoor dat hy sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos aan die Here. Mans, julle met julle vrou lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het. Kinders, julle met julle ouers eer en gehoorsaam wees, omdat die wet dit van julle vereis. En Christus word die inhoud van hoe ons na mekaar kyk, en ons leer om sagter na mekaar te kyk, met deernis en ook met liefde teenoor mekaar op te tree. Daarom vanuit 'n patriargale stelsel waar die pa alleen seggenskap gehad het, is dit dat die Here nou vir ons kom leer om te sê, Christus bring ons in 'n wederwysige verhouding met mekaar, waarin respek en eerbied en liefde eintlik die kenmerk word van my en jou lewe. Mag die Here vir ons help
om op hierdie manier ook vir mekaar lief te hê en om deernis te hê vir mekaar. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die inhoud is van ons lewe, dat U ons lewe beheer, herorganiseer, en ons bid, Here, dat U dit ook in ons gesinslewe sal doen. Amen.